Liewe luisteraar, dis weer lekker om saam met julle te kuier vir die eerste keer in 2026 op die Trinity Truth program. My naam is Karen Meiburg en die tema vir hierdie gesprek is dan slaan jou tent op en trek verder in die plan van die Here. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie dat ons na U toe kan kom in die naam van Jesus Christus. Dat ons by U kan kom skuil soos wat Psalm 91 sê. Here, dankie dat U geheimenisse aan die kinders bekend maak. En dankie Here dat U 'n God is wat ons vooruitgaan en vir ons die paaie gelyk maak. Here, dankie vir die Heilige Gees wat ons nou kan vertrou soos wat ons die woord van die Here sal lees. Dat U dit binne ons sal oopbreek, soos wat elkeen dit verstaan in die seisoen wat hulle is. En ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Nou ja, vir baie van ons is die vakansie verby, en het ons die voorreg gehad om dalk daar in die vakansiehuis toe te gaan, soos elke jaar dalk, of die plaas waar die familie is, waar ons saam kon wees in die feestyd, of dalk het jy jou tent iewers te gaan opslaan en weer afgeslaan, en is dalk in jou ventersleepwaandjie is jou pad huis toe. Dalk het jy daai voorreg gehad, of gaan jy nog daai voorreg hê in die jaar. Maar ek dink elkeen van ons het al in 'n tent geslaap, of dalk gesien hoe iemand in 'n tent slaap en besig is om kamp op te slaan. En vir die van julle wat nou sy hart nou vinnig klop, as ek nou praat van hierdie waar julle erken, dat ons is eintlik daai happy campers, né? Want ons weet waar is die lekkerste roomys. Ons weet elke jaar waar ons kamp, waar is die slaghuis met die lekkerste biltong en boerewors. Ons weet waar is die bakkery met die heerlikste vaste brood. Ons weet. So hier waar ons kamp, is dit vir ons gemaklik en is vir ons bekend en ons voel veilig. Maar ek wil 'n bietjie geestelik vat vir 'n oomblik en God roep sy volk om nie net te bly waar dit bekend is nie, maar om te beweeg na die belofte toe. Want gehoorsaamheid vra dat jy jou tent opslaan, maar ook dat jy dit weer afbreek, die tentpenne uittrek wat so diep ingeslaan is, en trek uit die bekende na die onbekende toe, wat God se plan is. Ek wil graag 3 kernskrifgedeeltes met jou deel, en dan bespreek ons dit dan in konteks. Deuteronomium 1 vers 6 tot 7 sê, die Here, onse God, het by Horeb, wat ook dan Sinaï is, né, met ons gespreek en gesê, julle het lank genoeg by hierdie berg gebly. Draai julle om, trek verder na die bergland van die Amoriete, en na al hulle bure in die vlaktes, op die berg, in die laagte, in die suidland, en aan die seekant, na die land van die Kanaaniete, en na die Libanon, tot by die groot rivier, die Efraat. So, ek vra vir jou, hoe lyk die berg waar jy al 'n geruime tyd kamp? Daardie veilige plek wat vir jou skaduwee gee, die plek waar jy presies weet waar die waterbron is, die plek waar jy weet waar die son opkom, en die plek waar alles bekend is vir jou. Die volgende skrifgedeelte is in Jesaja 54 vers 2 tot 3. Sê, maak die plek van jou tent wyd, en laat hulle die tentdoeke van jou woning uitbrei. Spaar nie, verleng jou toue,
en maak jou penne vas, want jy sal uitbrei na regs en na links, en jou nageslag sal die nasies in besit neem en die verwoeste stede bevolk. En dan is volgende skrifgedeelte, Jesaja 43 vers 19. Ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die dorre land. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Nou sal dit uitspruit. Sal jy dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. En baie keer is ons bang om ons tentpenne op te trek daar waar dit in die oase is, want ons is bang om dit te gaan opslaan, daar waar die wildernis is en daar waar die woestyn is. So moenie vassteek in die bekende nie. Gehoorsaamheid vra beweging en dit vra aksie. En God roep jou om jou tentpenne te lig, dit in sy hande te los en hom te vertrou vir die nuwe wat hy wil bring. Gehoorsaamheid is dan 'n seën, want God verbind sy seëninge aan 'n volk wat luister en doen soos wat hy sê. En dan seën is dan prakties ook. Dit sluit voorspoed in, dit sluit beskerming in, dit sluit geestelike groei in, die belangrikste van alles. En dan weer ongehoorsaamheid bring eintlik 'n vloek vir jou. Soos in Deuteronomium 28 wys dit ook dat ongehoorsaamheid die teenoorgestelde bring is die seën. Kom ons selfs bietjie daar uit Exodus 19 vers 18 tot 19, daar op Horeb, die plek van ontmoeting. Sê daar so vers 18, en die hele berg Sinaï het gerook, omdat die Here in vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek, soos die rook van 'n oond, en die hele berg het geweldig gebewe. En toe die bassein langer en harder geblaas het Moses gespreek, en God het hom geantwoord met 'n stem. So die berg het gerook, God spreek en die volk sidder, want dit was absolute heilige, rein oomblikke daai. So Horeb was 'n plek gewees van openbaring. Kyk God se stem en sy teenwoordigheid. Dit het identiteit gebring, maar dit het vir ons die 10 gebooie gegee en dan die verbond wat God met sy mense wat ons is gesluit het. En dan ook het dit voorsiening gebring, wat ons het mos gelees daar waar water uit die rots uitkom, soos in Exodus 17 vers 6. Nou Horeb was 'n plek van krag en ontmoeting, maar dit was nie die eindbestemming gewees en baie keer raak ons so gemaklik in 'n plek, ons dink dit is die eindbestemming en dis waar ons stagneer. Maar God roep ons om te trek. In Deuteronomium 1 vers 6 tot 7 sê, julle het lang genoeg by hierdie berg gebly, draai om en trek verder. Nou hoekom? Want God se plan is groter. Want Kanaan wag. Sy belofte lê voor ons uit. Sy Horeb of Sinaï was net 'n voorbereidingstyd gewees, waar ons die Here leer ken en sy reinheid en sy magtige en krag. Maar Kanaan was die bestemming gewees. Dan wees versigtig, van stagnasie bring gevaar, want ons bly te lank in die bekende en ons mis die wat die Here sê, kyk ek gaan iets nuuts doen. Want gehoorsaamheid bring of vra, gehoorsaamheid vra beweging. So met ander woorde, in aksie opgaan aan die tentpenne lig. Jy kan nie jou tentpenne te diep inslaan in die tydelike staanplek of leerplek of groeiplek waar God sê jy moet nou verder beweeg en trek nie. En God skuif jou tentpenne, soos in Jesaja 54 vers 2 tot 3, wat ons net nou gelees het,
Dus maak groter die plek vir jou tent, maak langer die tentlyn en slaan die tentpenne dieper in op die nuwe plek, né? Want God vergroot jou kapasiteit, dis sy hart vir jou. Hy skuif jou tentpenne omdat hy jou wil voorberei en hy wil jou uitbrei na meer toe. Jy kan nie bly waar jy is as hy jou geroep het vir meer nie. Dit sal nooit jou dorsles as jy stagneer by die plek waar jy net moes tydelik gegroei het. So 'n tentpenne skuif nie, beteken God brei jou grense uit en hy roep jou na 'n nuwe seisoen waar hy jou nog dieper invat in wie hy vir jou is, in wie hy homself kan openbaar in elke seisoen. God doen 'n nuwe ding. So wat ons net nou gelees het in Jesaja 43 vers 19, kyk, ek doen 'n nuwe ding. Ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die dorre lande. So die plek, daai Horeb en die plek Sinaï, het water uit die rots uitgekom, maar in Kanaan is daar strome van water en daar's vrugbaarheid. So God se nuwe ding kom nie waar jy bly staan nie, maar waar jy beweeg, waar hy vir die pad oopmaak, waar hy vir jou sê beweeg. Jy moet uit die bekende beweeg om die nuwe dinge te ervaar. So kom ons kyk bietjie so, kom ons dink so bietjie. Ek gaan vir jou 'n paar vrae vra en dan gee ons net so 'n paar sekondes se stilte, dat die Here self met jou hart praat. So waar is jou Sinaï? Of jou Horeb? Onthou, dis 'n plek van voorsiening, maar is nie jou eindbestemming nie. Dit was die plek van ontmoeting, maar is nie die finale roeping nie. God sê, jy het lank genoeg hier gebly, trek verder, ek het vir jou meer. Wat moet ons doen? Ons moet ons tent opslaan en afbreek en trek. Want gehoorsaamheid bring jou uit die bekende na die belofte toe. So miskien kan jy net vir 'n oomblik hierdie opname pause en jy kan vir jou papier en 'n pen gaan haal. En jy kan gaan neerskryf die volgende, gaan dink daaroor, gaan bid daaroor. Die berg as plek van ontmoeting, soos by Sinaï, waar God sy stem laat hoor. 'n berg is 'n plek van hoogte, waar jy groter perspektief kry vir die pad vorentoe, né? En dan die kamp, as 'n tydelike vesting. En dan net 'n tent is nie 'n huis nie, dis 'n tydelike plek. Dit herinner ons dat ons nie vir altyd daar moet bly nie. En dan die tentpenne as vasgemaak of losgemaak, wanneer jou tentpenne inslaan, vestig jy jouself en wanneer jy dit oplig, beweeg jy na die volgende bestemming toe. So kom ons kyk so bietjie, wat ons bietjie moet oorgang van die bekende na die onbekende toe. Waar is dit waar ek nog ongehoorsaam is? Waar ek kamp opslaan? Waar ek vasgevang is? Waar ek stil staan? En waar hy veilige plek nou vir my geraak het, 'n plek wat vir my voel, dis dryfsand, ek sak in. Dit sluk my in. Waar is dit waar jy in gehoorsaamheid moet begin handel en wandel?
Waar is dit waar ek nog met my eie planne besig is? En waar ek my tent moet opslaan, my tentpenne moet uittrek uit die plek van my eie planne en dit gaan inslaan in God se planne. Waar is dit wat ek nog my tentpenne ingeslaan hou by negatiewe gedagtes en waar ek my tentpenne moet uittrek in die plek van hoop? En geloof in God. Waar is dit waar ek nog stagneer, waar God my opdrag gegee het om lankal al my tentpenne op te lig en om 'n sekere taak aan te pak en te gaan uitvoer waar hy my lei. Sinai is goed, maar Kanaan is beter. So waar hou jy nog vas aan die bekende, waar God sê jy moet trek, vra ek vir jou weer. Dankie Here, dat jy nou so diep met die kinders praat. Here, dankie vir die plek van Sinai, van voorsiening, waar u hart praat met ons, vir u teenwoordigheid. Maar Here, dankie dat u ons nou leer om ook ons tentpenne te lig en te beweeg daar waar u ons stuur, Here. Dankie Here, dat ons nie hoef bang te wees om ons tent op te slaan in plekke van die woestyn nie, want u bring vir ons strome in ons dorpplekke. En hier skuif ons tentpenne. Nie maak dit vir ons wyd, Here, want u soek ruimte waar u in volheid in ons gees, in ons siel, in ons liggaam kan funksioneer. Dankie Here, u lei ons na die belofte toe. Here, u wil bo alles. En Here, ons kies om te trek van ongehoorsaamheid na gehoorsaamheid toe. Dankie Here dat U ons help. En die woord, Here, wat 'n lamp is vir ons voete, soos in Deuteronomium 28 vers 1 tot 2. En as jy na die stem van die Here jou God luister en sorgvuldig doen wat hy jou beveel, sal die Here jou God jou verhewe maak bo al die nasies van die aarde en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou bereik as jy na die stem van die Here jou God luister. Amen. Nou as jy wil kontak maak met Trinity Truth Foundation vir die innerlike genesingskursus vir hierdie jaar, of die kursus van wat is my roeping, of die beradingskursus, kan jy ons gerus skakel by 0633 78 4543. Ek gaan dit weer herhaal. 0633 78 4543, of jy kan op ons webtuiste gaan kyk, is www.trinitytruth.co.za. Wees geseënd en gaan sit by die Here. En as jy jou tent ook opslaan, skud die stof van jou voete af. Wees geseënd.